So ek het nou net wakker geword. Elke week kom slaap ek by my ma se huis. Dan los ek my eie huis en dan kom slaap ek hier op hierdie bed. Dis in my ma se studeerkamer. Jy weet. En ek werk daar. Want ek werk van die huis af. En die rede hoekom ek dit doen is omdat my ma is 79 jaar oud en sy het 4 jaar, is amper 5 jaar terug, 4,5 jaar terug, het sy esophagus cancer gekry, en toe sy die kanker gekry het my ma gesê, sy wil maar liever net doodgaan, en ons het allemaal gesê, nee, jy kan nie net doodgaan nie, 'n Christen doen nie dit nie, jy moet veg vir jou lewe, en want dit was amper so selfmoord, jy weet, want sy kon nie meer eet nie, en sy sou net ophou eet, basies, en doodgaan van die honger. In elk geval, en sy het toe die operasie gekry om die esophagus cancer te verwyder, die tumor, en dit het gefaal, want wat hulle doen is, hulle trek die maag op, want hulle het esophagus gesny, jy weet, om die tumor uit te kry, en dan trek hulle die maag op, om nou vir jou te help, en toe val die operasie, en daar het vloed in haar longe ingegaan, want sy 3 dae na die operasie het sy aanhoudend begin bloei. En ja, toe was sy in 'n induced coma in die ICU gewees vir 6 maande. Totdat sy naderhand 'n ventilator gehad het, sy het bloed gekry, en of course kon sy nie meer eet nie, want ek meen sy het nie meer 'n esophagus gehad nie. So hierso het hulle dan nou die esophagus afgesny. So wat gebeur het, sy het 'n ventilator gehad, hierso, aan die kant, hier die kant, want reg hier het hulle 'n gat gemaak, sodat die spoeg daar kan uitloop. So elke aand, my ma was aan haar maag, hierso, het sy 'n gat gehad, maar sy het nog steeds die gat, en dan connect hulle daar met fluid. So sy was toen nou 6 maande in ICU, toe kom sy uit na die gewone deel van die hospitaal, en sy het omtrent in Augustus, September, dink einde van September, daar rond, begin Oktober, het hulle haar na 'n rehab facility gestuur. En van daar af moes sy kon nie meer praat nie, as gevolg van die ventilator wat sy gehad het, hulle die ventilator toe uitgehaal. 2 keer het ons gedink sy gaan doodgaan, reg? Want die dokters het my gevra, ek moet haar vra, wil sy doodgaan? My broer en ek was die medical power of attorney, en my ma het gesê, sy wil nie op masjiene wees nie, maar my broer het gesê, terwyl ons equal was, het ek maar net daaroor gebid, en ek het gevoel, dat die Here sê, ek moet laat hy vooruitloop, jy weet, en die dokters het my gesê, ek moet haar vra 2 keer, en ek en my broer het ooreengekom, wil sy lewe, wil sy doodgaan, maar dan bring hulle haar 'n bietjie uit die koma uit, en elke keer het my ma gesê, nee, sy wil nie nog 'n operasie hê nie, sy wil liewer te gaan, en dan 2 ure voordat sy moet sterf, basis van al die masjiene afgehaal word, dan sê my broer, nee, en dit was 'n emosionele ding, daai hele ding, en ek moes haar elke keer vra, so nou, jy weet, dan vra almal weer vir my, wat het gebeur, maar in 'n geval, so het dit toe nou aangegaan, my ma het toe nou nie doodgegaan nie, en na die dinges toe gegaan, na die rehab center toe, en daar het sy toe nou gebly vir 3 maande. By die tyd kon sy nie eers meer staan nie, sy kan nie loop nie, sy kan nie praat nie, en of course kon sy nie meer eet nie, want sy kan nie kos ingesluk het wees, sy moes weer geleer het om te sluk. Die kos het dan nou net hier uitgekom, in 'n ostomy bag. Nou ja, voor sy die operasie gehad het, het hulle gesê, die kanse van om te survive is 45%. 45%, en dis nou 5 jaar amper later, 4,5 jaar later, en sy is hier sy het weer teruggekom hier na die huis toe, en ek kom elke week 2 keer hier, aanvanklik het ek 3 dae week hier gebly, in my eie huis in Austin gelos, ek werk voltyds, maar ek het hier na toe gekom, en nou, deesdae kom ek net vir 1 dag, jy weet, ek kom op 'n Woensdag, in die middel van die dag, en dan bevat ek my ma kerk toe, want sy kan nie meer bestuur nie, en terwyl sy in daai induced coma was, het sy ook wat is dit toch nou gehad? Anyway, maar sy tunnel vision, nou dit, sy het een of ander, bloeddruk het meer as 200 gewees. In elk geval, nou, my ma het nou as haar hele skedule verander. Terwyl sy in die rehab center in die hospitaal was, het hulle haar die hele dag in die masjien vasgesit, wat die kos in haar maag inpomp, 'n Joey feeding pump. Wel, my ma het dit heeltemal verander. Wanneer sy gaan slaap, dan sit sy haarself op die food pump, en sy gebruik het glad nie in die dag nie. As jy aan die dag sien, jy dink sy is heeltemal normaal. Sy sit 'n ding hierso, en om die spoeg op te vang, want die ostomy bag kan nie daar sit nie, die dokter het die gat daar gemaak, reg daar. So, die ostomy sakkie kan nie so sy sit amper so, jy weet, gas daarop, 4x4 gas, en dan op haar maag het sy die feeding pin, en so in die aand dan skakel sy haarself aan. So dis wat sy doen. Nou ja,
Dis hoe dit werk. En sy het nou net om my hoek geloer om te sien met wie ek praat, want sy is altyd so nuuskierig. Hierdie week was ek hier 2 dae, want ek het so baie dinge om te doen. Nou ja, so dit is nou wat ek hier kom doen het. Ek bestel haar goed, al mediese supplies, en aanvanklik het ek al met alles gehelp, jy weet, die mense gereël om haar te kom help, om te gaan na die dokter se besoeke toe, want sy het baie dokterbesoeke. Sy kry pain management, sy het osteoporosis, en sy het 4 inches gekrimp van wat sy oorspronklik was. So hier is ek nou huis, ek gaan jou die Joey feeding pump wys. Nou ek is 'n ouma myself, ek gebruik die filter, ek het hierdie filter gedesign, ek het eers die foto gemaak. Ja. So daar's die feeding pump, wat my ma in die aand gebruik, die sak is nou leeg. Daar sien julle dit, so sy connect haarself in die aand aan dit. En sy gebruik nou hierdie ding om die medisyne mee, jy sit die medisyne daarin, en so klein sakkie, jy weet, en so klein sakkie, jy sit hom daarin, daarin, en dan druk hy al die medisyne fyn, en dan kan sy die medisyne nou, jy weet, drink. Sy sit dit in 'n inspuiting, en dan drink sy dit. Ek wil dit nou vir julle wys, maar ek sien nie die inspuiting nie. So, daar's my ma se loopstok, daar lê sy, en ek weet nie waar is haar hond nie. So, ek gaan nou koffie drink. Jy kan sien, ek is nou hier by my ma se huis, en ek kan nou net vir my koppie uit. Ek wil meer van hierdie groter koppies, want dan kan ek 'n goeie dosis koffie inkry vir die oggend. My ma gebruik dieselfde koffie as ek, en ek het dit vir julle gewys al, Taster's Choice, en ja, nou ja, my ma se huis is so kleurvol, so nou het julle gesien, ek het julle die storie vertel van my ma en haar feeding tubes en al die goede, né? So julle weet nou die hele storie. So eenmal 'n week kom ek hiernatoe vir die laaste 5 jaar. Ek het begin kom voor sy kanker gehad het, want ek moes haar gevat het na al haar treatments toe, in elk geval. So, en nou wat ek nou mee deel is my 3de dogter, wat, jy weet, probeer selfmoord pleeg.